Lizelle Pieters. Hallo. Beter bekend as, is dit die Kiwi Safa Mama of die Safa? Safa Kiwi Mama. Ja, en dis hoe almal jou ken. Ek dink min mense weet actually wat jou regte naam. Ja, dis funny want as ek soos jy ken mos nou die meisie van Skotland ook en ek Yes. weet tot nou toe nie wat haar naam is nie want sy's net soos ook die Safa van Skotland, die Safa van Londen. Hoekom dink ek dis Melanie? Nee, ek weet dan nie. Ja, sy het actually 'n gewone Facebook ook. Ja. Ek wil bietjie by jou hoor. Jou immigrasie storie. Of is dit emigrasie? Ek dink dit is van wat dit depends van watter kant of jy beweeg. Ja. Vertel ons, hoe het julle op die einde van die dag in Nieu-Seeland opgeëindig? Ons wil 'n bietjie jou storie hoor. Jy deel baie details terwyl jy daar is, maar vertel ons 'n bietjie die storie agter die storie. Okay, dan moet ek in die argiewe gaan krap weer. So ons het of kom ek begin so. Sissie het eers oorgekom. Ek hoop ek het nou die feite reg, maar seker 10 jaar gelede. Toe het ek en my man kom kuier vir die eerste keer in ek weet nie of dit 2018 was, ek dink. Ja, so dit was ons eerste kuier as toeriste en dit was maar net 2 weke. Maar ons het daai saadjie was al lankal geplant. Jy weet, ons dink daaraan, maar ja, die onsekerheid was altyd, soos daar was altyd ietsie, soos jy weet, doen jy die regte ding en so aan. Maar intussen het ons al ons dokumente, jy weet, al daai unabridged certificate en alles sodat ons dit in plek kon gehad. Sou ons op die einde nie weet ons dat ons dit darm het, want sodra mens dit besluit, baie mense besef nie wat al die dokumentasie behels nie en dan wag hulle op die einde vir 'n jaar vir 'n dokument of ietsie en dan kon hulle al lankal hier gewees. So ek is bly dat ons al daai goeders gehad het. En ja, dit ons die jare is net soos vir my 'n blur. Gaan nou nie al die jare maar die hele tyd het ons geweet ons gaan kom, ons het net nie geweet wanneer die tyd reg is. Maar ja, basically na COVID en toe dinge bietjie rustiger geword het, toe het my man iemand wat saam met hom voorheen gewerk het voor hom gekom, en ja, hy het basies ons gehelp om hier uit te kom en omdat my man goeie skills het, het ons deur die, as ek dit reg het, die skilled residency visa. Yes. So ons is nie op 'n werksvisa nie, ons het dadelik residency. 'n groot voorreg was vir ons. Ek was regtig dankbaar daarvoor. En dit was in die einde van 2023. So, gebeur in 'n kort venster na COVID. Ja. Ons is in Australië tydens COVID lockdown in Victoria en dit was interessant, maar ek moet sê as dit enige ander land was, sou dit baie taaf gewees. Ja. Nou, op watter stadium het jy besluit, weet jy, ek gaan my foon uitruk en begin dokumentêr hoe dinge hier in Nieu-Seeland is? So, dis eintlik dis funny want ek het nog nooit hierdie goeters gedeel op my page nie. Ek wil nog, maar ek kom net nie daarby uit nie. So ek dink van my followers sal nogal dit interessant vind, die goed wat ek deel. En ook die vorige vraag wat ek ook nog nooit gedeel het nie. Maar dit gaan eintlik terug na, ek het journalistiek so ek het hierdie kreatiewe, my brein is altyd soos besig met kreatiewe goeters en ek het terug in 2011 het ek in Korea gebly
En ek het altyd vir my maale stories geskryf, soos van al die weird goed wat daar is. Baie meer vreemde goeters as in Nieu-Seeland. My maale dit selfs soos altyd vir my ouma op die plaas en dan lees my ouma al die snaakse stories oor Koreas. Ek het dit baie geniet. Toe kom ek in Nieu-Seeland en my maale was al hierso, maar my skoonmaale bly in die Vrystaat, hulle was nog nooit oor see nie. Toe begin ek so stories skryf soos in hoofstukke oor Nieu-Seeland, al die dingetjies wat ek sien wat anders is, maar nie net vir die mense by die huis nie, maar ook eendag vir my kinders om terug te gaan en te kan lees, soos jy weet ons wat vir ons snaaks was daai tyd, want hulle is nou in Suid-Afrika gebore, maar my seentjie was op sy 2de verjaarsdag het ons hiernatoe gekom. Dat hulle miskien dit eendag kan lees en sê, o, dit was weird vir julle daai tyd, maar ons het net groot geword so. 13 of 14 hoofstukke dus 1 keer 'n maand, dan skryf ek soos 'n hele dingetjie. En nou dat ek dit terugdink, het baie van daai stories wat ek geskryf het nou oorgegaan in my video's. En ek begin nou teruggaan na daai stories toe, want ek raak nou so lank dat ek hier bly, dat ek moet regtig mooi dink aan soos wat anders is. So ek gaan nou terug na die stories toe om te kyk, o ja, ek het al vergeet van daai getting back to the original rede hoekom ek begin het, is dat so dit was nie 'n maklike journey, dit was 'n maklike journey om hier uit te kom, maar van daar af was dit nogal baie challenging vir ons. So ons het in 'n dorpie begin in Cambridge en toe na 'n jaar toe skuif ons Whakatane toe oor my man se werk, en toe is ons soos, okay, this is it, ons gaan nou onsself vestig alles. Ja, en toe trek ons nou vir die 3de keer na 'n ander dorpie toe, Tauranga, en dit het alles in 2 jaar gedoen. Sure. So ek het net begin werk in Cambridge, en toe trek ons Whakatane toe, en toe sukkel ek om werk te kry. En ek was vir daai hele jaar en ek was eintlik in 'n baie slegte stadium van my lewe, en ek het net soos 'n totaal en al soos ons het rural gebly. Dit het sleg gegaan met my gesondheid, en ja, ek was op die laagste punt van my hele lewe. My man het my gemotiveer om, hy het gesê, doen net ietsie, soos al maak jy nie eers geld nie, doen net ietsie, dat jy jou kop net kan besig hou, dat jy nie voel, jy is net soos, want elke dag is dit soos, okay, ek doen wasgoed en ek pak kosblikke en ek moet die huis skoon hou, en dis dit. Ek is nie regtig iemand wat so series kyk heel dag of iets soos dit. So ja, en ek het nie krag gehad om dit te doen nie, maar ek het dit net op 'n dag het ek dit net. Die eerste video wat ek opgesit het, die volgende oggend, toe word ek wakker, toe het ek soos, ek dink dit was 80,000 views. En ek was soos, wat? En ja, dit het my net soos net daai kick gegee van, wow, ek het 'n purpose. Veral worry nie nooit altyd regtig oor die views nie, ek worry meer oor die quality soos van die comments en goed wat mense met my deel, en die feedback wat ek daarvan af kry. Ja, dit het so my, hulle sê ek help hulle, maar hulle het eintlik my meer gehelp uit 'n baie Dit is 'n baie mooi manier om daarna te kyk. Wow. Die hele topic van mental health, as jy oor see woon, is iets waaroor ek baie gesels. Ek en my vrou self het ons hoë tye gehad, en dan was ook maar partykeer wat ons laagste tye gehad. Yes, dit lyk alles baie mooi en beter op fotos en op kamera, en ek gaan nie jokkie, van wat ek ken en weet van Suid-Afrika, al my experience daar, my lewe daar, is hierdie beter. Baie, baie beter. Maar jy moet jouself reinvent.
jy moet amper al word soos die mense. Nou Australië, ons het onlangs ons citizenship gekry en hulle het in die seremonie het hulle ons aangemoedig, moenie jou tradisies opgee nie, moenie jou gewoontes opgee nie. Want dit is nie want Australië is 'n land met baie verskillende kulture. So dit was vir my lekker om dit te hoor dat ek nog my kultuur as nie vir dit was hier, dan sou ek ook seker half heeltyd onder in die dams gewees het en ek het sou met myself verworstel. Ja. Jy kom op 'n punt waar jy mis jou vriende, jy mis jou familie. Jy sukkel partykeer met 'n nuwe werk. Al het jy nou klaar die werk gekry, dis nog steeds 'n groot aanpassing want daar is verskillende kulture in daai omstandighede ook wat jy dan nou weer moet gewoond raak, jy moet nuwe mense leer ken en dit put mens half binne jou uit. So op 'n hierdie kom huis toe en dan is jy dan vra jy vir hom maar wat's fout? Hoekom ek dog alles is okay? Dan sê hy ja, is net dan kan ek nie dan ek is woorde voor, dan sit ek net ek moet net asemhaal want dit voel ook vir my ek translate die hele tyd, alles van Afrikaans na Engels toe. Nou is dit beter want ek is nou al 11 jaar oor see, maar ek dink nie die mense altyd wat hier is, ons Suid-Afrikaners hier besef die groot impak wat dit op hulle self en hulle onderbewussyn het nie en ek weet vir 'n feit die mense in Suid-Afrika verstaan dit glad nie. Dit is waar ek love it as ek sien mense begin doen iets op hulle eie soos wat jy nou gedoen het, jy het jou channel en dit het sommer net vinnig begin viral raak. Ek het 3 channels en elkeen van hulle het 'n purpose gehad. Die een was oorsee was spesifiek gemik op goed soos mental health om mense 'n social platform te gee waar hulle bymekaar kan kom en Ja. kan vriende maak. Dis hoekom dit verniet is. Dis 'n passieprojek. En ek het gesien hoe die boodskappe en ons gaan nou praat oor dit want ek weet jy sukkel met dieselfde inkom van Suid-Afrika af, maar hoe kan ek dit doen? Hoe kan ek op oorsee kom? En dit is hoe die Crew ZA aan en jy het my onlangs vertel jy het tog steeds soveel mense wat jou kontak uit Suid-Afrika. Ja, ja. En ja, dit het nou eintlik my purpose geword ook, soos in a way, daar's 2 maniere is dat die mense wat reeds hier is om hulle te help en te sê jy's nie alleen nie. So ek deel ook baie van my emosies wat nie maklik is nie, maar ek probeer real en rou wees. Ja, mense vind dit baie relatable. Ek het jy weet iemand wat ook in dieselfde posisie is, dan sê hulle soos wow, ek's die enigste een wat so voel. So kry goeie feedback van dit af en dan ook mense wat op pad is, deel ek dat dis nie net soos 'n honeymoon wat jy op gaan nie, gaan dalk eers so voel, dit alles gaan net amazing wees en ek het ook so 'n video wat wanneer jy land, dink jy net al hierdie mooi dinge asof jy in die hemel is, maar dan slaat dit jou iewers. Wow, okay, maar hierdie is forever. Ek gaan nie net gou-gou op 'n vakansietjie nie en dan gaan ek weer terug na wat ek mee groot geword het vir 30 jaar. So ek help mense ook daai prepare, soos net veral mense wat soos nog nooit oor see was. Vir my is dit soos dit was nog steeds vir my 'n culture shock. Ek was al in baie lande in my lewe, vandat ek uit universiteit uit die wêreld al ek was gewoond aan verskillende kulture en daai culture shock, ek het dit expect. Ja, dis nog steeds baie wat jy mee moet deel. As ek dit in 'n presentasie moet en ek weet jy praat van jy mik daarvoor om kwaliteit content uit en ek kan jou my foon wat ek sal as ek 'n video doen, maak asof wat 'n channel nie, ek rekord hom so 20 keer. En dan is dit die 20ste een wat sal opgaan. Hoeveel van jou comments wat inkom is dalk negatief en hoe affekteer dit jou want ek kan sien jy is 'n sensitiewe siel. Self kyk die mense dink altyd wat hulle sê effekteer my nie. Dit effekteer my. Ek het geleer by 'n pel van my wat 'n sanger dat hy laat hulle self die mense in die comment section want jy as jy 'n negatiewe comment inkry dan laat jy maar net jou mense jou defend en ek love dit as dit gebeur maar ek gaan nog steeds terug na 'n ou toe wat nou iets gesê het wat hy dalk nou nie moes nie en dan vra ek my okay maar ek hoor jou maar hoe kan ek help
ek het nou nie Louis se point of view. Hy as iemand hom sleg sê, dan maak hy ou famous. En ek het al met hom geskel. As ek moenie dit doen. Jy het 'n klomp followers, jy gaan daai ou het 'n familie. Hoe deel jy met daai tipe feedback? Weet nie, ek het 'n ander tipe strategy, maar dit het ook so begin dat die eerste comment wat ek gekry het, toe ek soos, okay, nou ek gaan ek gaan nou my beste comeback dink. Ek weet nie, iewers voel dit vir my soos ek kan my energie en tyd iewers anders op iets anders. So baie van die comments kry ek meer kyk daar uit soos om die ou net te blok. Kom ek sê jou, my slegste comment wat ek nog so ver gekry het, behalwe hulle vat my aan omdat ek my tale mix, en ek het daai mixwoord nou net as prins gebruik. Maar ek is 'n volksmoordenaar. Want die ou sê, ek spoor mense aan om uit Suid-Afrika uit te kom. Wat ek eintlik doen nie, ek gee maar net opsies. Toe sê maar dis dieselfde as volksmoord. En toe het my oorseevernoot Walter sê, nee maar daai ou is verkeerd. Afrikaners is bekend vir explorers wees. Hulle het soos die groot trek. Ons het gegaan. Ons het nie stil gebly op een plekkie. Ons het gegaan en ons het gaan kanker en gaan explore. En dis maar dieselfde nou. Die keer klim ons net op boot en ons klim op vliegtuig. Ja, definitief. Die een ding wat ek soos wat jy aangaan, dan leer jy maar dinge. Maar een ding wat ek agtergekom het, ek comment bitter min soos op goede. Ek sal of laat my followers dit doen, of die mindset wat ek het, is dat daai persoon het 'n probleem met hulle self, 99% van die tyd. So, as ek gaan reply op dit, dan vat ek eintlik daai weight wat hy het op sy skouers, vat ek weg van hom af en ek sit dit op my. Waar as ek nie reageer, los ek dit by hom en dis sy issue en hy moet deel met sy goede. En ek weet nie, vandat ek so daaraan dink, voel dit vir my beter en dit affekteer nie my so baie nie. Ja. Solank dit nie vir jou 'n groot probleem is, sal ek sê jy is definitief op die regte trek. En ek sou jou aanmoedig. Skryfwerk wat jy gedoen het, jy moet dit oorsit in 'n e-boek en dan verkoop jy dit oor jou channel. Jy het definitief die platform om 'n lewe te maak van dit af. En ek sê dit openlik want ek hou daarvan om transparant te wees met hierdie tipe goed. Ja. Jy op daai manier maak jy nie jouself soos onafhanklik van bindings van 'n 9 to 5 nie, maar jy help so baie ander mense in die proses. Ja. Nou wat's volgende vir jou kanaal? Het jy 'n plan? Het jy 'n visie of gaan jy net aanhou gaan jy dit aanhou so dokumentêr tot jouself met 'n Kiwi aksent rond? Ja, dit voel vir my ek het nog nie tyd gehad en energie te sit en te dink aan drome en wat's volgende nie. Ek's net soos die hele tyd soos jy weet, soos voltyds te werk, 'n ouer te wees, alles te juggle, 'n bediende te wees. So dit voel vir my net my bietjie spaartyd is dit net soos content create of ek sit iewers gou en ek skryf soos idees neer. En as ek soos in die traffiek sit in die oggende, dan's my kop soos okay, ek kan dit doen. My doel is net soos content uitsit deeltyd, nie dat ek nog steeds kwaliteit vir my. So ek dink net my lewe voel te besig maar dit het baie te doen met ons het 3 keer al getrek in 2 jaar. Halfte van my garage is nog steeds vol bokse. Kry nie tyd om soos te settle nie. Maar elke keer as ek 'n boks tyd het soos op 'n Saterdag om 'n boks uit te pak, dan sal ek eerder 'n video maak as wat ek 'n boks uit. So dit sal kom. Maak video's van wie? Ja. Nee, dis goed. Nou 'n bietjie terug na jou as persoon. Ek voel baie mense vergeet agter elke video is daar 'n ma wat na haar kinders jy moet huishou, jy moet kos maak. Met my ek is die laundry vouer. Ek weet nie of dit actual titel het nie, maar ek vou en pak weg die wasgoed. My vrou was dit en kry dit in die mandjies.
en so deel ons die load en ek sal gereeld die moeilikheid wees as ek nie as ek dalk vergeet om my rond te maar ek is ook die kok in die huis, so ek maak kos. So hoe my dag is, die oggend staan ek vroeg op, kry gou die kids almal pap in hulle, kry hulle die bed, word trek aan alles en dan laai ek hulle nou in die kar en nou ry ons werk toe. In daai mix errands kan ek dalk een vinnige video in. Ek wil sê ek beplan nooit vir dit nie. Ek kyk wat is al available op die cruise en ek sal gou daai video maak en dan sal ek dit uitkry of enigiets dalk vir oorsee as ons kompetisies rande so. Ek het nou 'n paar kompetisies wat my kinders is in die skool waar ek werk. Ek werk in education. Hulle kom sit by my kantoor na skool en dan moet ek hulle daar nog kalm hou. Ek dreig hulle net tot an inch of their lives. Hulle moet soet wees of daar's moeilikheid. Dan is dit terug in die kar huis toe, kos maak, kids bad, al daai goed en dan wil hulle swem en dan ja, tussendeur nog video's. Hoe jy het so 'n bietjie gevat op dit, maar hoe maak jy tyd om wanneer jy nou jou plan het vir die video wat jy wil doen, hoe maak jy tyd om dan te sit en iets te sit op kamera? So, op die stadium sit ek met 50 idees op my notes van my foon, van net as ek ry werk toe en ek kom daar dan sê ek soos voordat ek dit vergeet of voordat ek aan die slaap raak dan is my kop besig dan sê ek soos so ek het al hierdie idees, maar ja, as dit my voltydse werk was ek soos het ek tyd soos ek probeer elke dag soos iets opsit. Soms is die week vir my in die week is dit rof en dan sit ek hierdie jy weet hierdie 5 sekonde ek het gou hierdie gesien, maar dan partykeer voel dit vir my soos hierdie was nou 'n simpel video en dan kan ek dit sien soos in my views ook. So dit was nou nie so cool nie. Maar dies wat ek soos regtig beplan is dis 'n proses. Ja, jy moet onthou die views gaan nie altyd oor die kwaliteit, dit gaan ook oor die tyd wat jy dit uitsit. Ek het gesien daar's maar ons gaan bietjie meer gesels oor ek gaan jou 'n bietjie advies gee na ons call. As ek vir 'n bietjie advies gee dalk hoe jy net 'n bietjie meer van 'n lewe uit jou video's kan maak en dan bietjie meer tyd by die huis ook kan kry in dieselfde aard. Ja. Kom ons stap so 'n klein bietjie weg van content creation en ons praat oor waar bly julle? Want die video's en foto's ek touch nou weer 'n bietjie op die ander. Ek gaan nog steeds die volle quality upload vir my. Het julle na 'n plaas toe getrek of bly julle in een of ander vallei of wat ook al want dit lyk absoluut asemrowend. So ons het rural gebly wat hulle noem soos 'n lifestyle. Ek weet nie of hulle wat noem hulle daar nie, soos 'n plot. Klopt, ja, ons sê acreage, maar hier's baie spasies. So dis 'n lifestyle. Die vorige 2 dorpe het ons heeltemal rural en my kinders was ook soos in 'n rural skool. En ons was net mal daaroor. So nou bly ons in 'n groot dorp. En ja, ons moes ongelukkig dorp toe trek. So baie huise beskikbaar die tyd wat ons gesoek het. Nee, en jy moet verskillende goed in ag neem, verkeer en so aan wat ons nie gewoond is. So die vorige 2 was regtig plattelandse dorpies. Ja, nou is ons in die dorp. Nou het ons ewe skielik bure. Dit was nogal 'n 'n aanpassing. Ja, ons is nog steeds ons sal nog steeds enige tyd die plaas ruil vir dit. Al my man kom van 'n plaas af in die Vrystaat. Ons albei kom van klein dorpies en die ander ding is soos in Suid-Afrika is dit nie altyd maklik om op 'n plaas te bly. Vir veiligheid, ja, hierso is dit net amazing. Dis wonderlik. Suid-Afrikaners by die huis, they get the point. Jy is 'n besige ma. Ons love jou video's, so asseblief moenie ophou maak Dankie. en ons sal dit anders support. Op die cruise het hy as ook, ek weet Louis en Lona, hulle support jou baie en Ja. van oorsee se kant af. Nou julle is in terme van sekuriteit is julle gesond. Julle het permanent residence in New Zealand. Kinders obviously en ek sien hulle pas mooi aan.
En ek kan ook maar dink dat vir hulle was dit die hele transition oor na vir die ander land toe. Is Nieu-Seeland jou laaste stop? Exit met hierdie topik want ek weet dit is al amper op 30 minute. Maar is Nieu-Seeland julle laaste stop of kyk jy om een of ander tyd Australië toe te kom? Want as jou man van die Vrystaat af is, dan Perth is die plek vir hom. Nee, ek weet nie, maar ek het dit geleer soos dinge kan baie vinnig verander. So ek weet nie of hier ons laaste stop is nie. Maar ek is net reg om te settle. 'n Meisie het eendag vir my gesê, soos dit voel asof jy as jy immigreer, dan voel dit asof jy jou wortels 'n pak wortels dra en jy weet nie waar om dit te gaan plant nie. Jy gaan bietjie hier en dan sit soos nee, dit voel nie reg. En ja, ek is nou op daai journey. Ek is nou net reg om my wortels in te maar ja, jy het al baie sure. Dink In die 10 jaar wat ons hier is, ja. wow. Dinge het al ja, in 'n kort tyd baie verander. Ja, ek spot altyd dat ek altyd in September, Oktober en dis wanneer my kinders my dogtertjie, sy dink soos elke keer as sy verjaar dan trek ons na 'n nuwe huis toe. Want sy's 6de en ons het al in 5 dorpe Goed. Sure, nee, ons het ja, ek wil vir jou dankie sê, jy kom op Recruit ZA as een van ons nuutste affiliates. En ek sê vir jou weer eens baie dankie dat jy vir ons gekies het daarvoor. En ons sal 'n bietjie meer gesels na die tyd. Ek gaan sommer nou net hierdie oomblik gebruik vir 'n klein advertensie. Enigiemand daar buite, jy wil kan jy affiliate word op Recruit ZA en jy verdien 5% op enige sale wat jy doen vir ons. Wanneer jy ons help soos dit, maak jy die wêreld bietjie kleiner vir die mense wat dalk opsies soek na die buiteland, want almal weet, mense kry swaar. Lisel, baie dankie vir jou tyd. Is daar enigiets wat jy wil deel met die oorsee audience voor ons totsiens? dankie vir jou tyd en vir die platform wat jy skep. Ons almal waardeer dit en dis lekker om mense te stuur. Soos ek wil ons almal wil mense help. Ons weet net nie altyd hoe nie. So ek het nie altyd die kennis en goed omdat my journey anders was, weet ek nie hoe om mense te help nie. So dis lekker om net soos te sê hier's ons trusted mense wat jy kan ja na toe gaan. Dit help my want ek wil almal help. Ek het nie altyd die tools nie. En dan ekskuus. Nee, you go. Ek is nou ja, Facebook is my grootste platform. Ironies is dat ek kry baie terugvoer van ouer mense wat sê, jy weet, ek weet nie hoe dit daar lyk nie, maar my kinders bly al 5 jaar daar. Al daai goeters wat ek deel is vir my lekker ver. Maar ek is ook op TikTok en Instagram. Ja, dit is vir my lekker om 'n ander audience ook daar te hê. Ja, elkeen verskil. Ek het nou Recruit ZA se TikTok daar was net 30 followers en dit gisterand inlaat toe daar 1000. Ek sê what? Ons gaan al jou links in die beskrywing sit vir die van julle wat Safa Kiwi Mama wil volg. Haar links sal in die beskrywing wees en ek gaan natuurlik in daar waar ek die vol video, die editor weergawe seker maak ek tag jou in dit en hulle sal vir jou dan daarvan af. Ek sê altyd jou lewensverhaal is 'n universiteit wat jy nie kan koop nie. Party mense hulle lewe miskien 'n mediocre lewe in die sin van dit is hulle is content met hoe dit met hulle gaan en alles en dis great. Ek meen partykeer wens ek het dit gehad. Maar vir van ons is die lewe so rollercoaster. Al daai ondervinding kan ander mense uit. Al wat ons moet doen, mense soos ek en jy, share dit en deel dit. Ja. En jy doen 'n fantastiese. Dankie. Dis vir my ek kry vreugde daaruit. Wanneer jy gaan nie, ek gaan nou stop dit op die recording. Weer eens baie dankie en dan gesels ek gou met jou na die tyd. Ja.